dag julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier by die Seekombuis in Tities Baai en dit is regtig een van die mooiste restaurante aan die Weskus. En dit is die gemaklikste. Hier kan jy kom en jy kan met jou kinders kuier, jy kan met jou ouers kuier, jy kan met jou ouma grootjie kom, jy kan met jou vriende en jou familie hier kom kuier. Hier is regtig plek vir almal. Jy hoef nie jou kind heeltyd op te pas nie en dan die kinders hoef ook nie die ouers heeltyd op te pas nie, want ek is een van daai ouers wat wegdwaal. Maar ek gesels vandag hier met Attie. Nou Attie is Chef Boeta se ma en Attie hulle het hierdie plek begin. Hallo Attie. Hallo, goeiemiddag. Hoe gaan dit met jou? Goed self, dankie. Kan nie kla nie. Vertel gou vir ons die storie van Seekombuis. Wanneer het dit begin? Hoe het dit begin? In 2011, ek dink 2010, toe eendag toe kom ry my man hier agtertoe, daar so 'n rots gewees, wat so 'n gleuf in het. Dis eintlik waar op die gleufrots die naam vandaan gekry het. Ons het die middag toe nou vleis gebraai en op pad terug huis toe stop hy daar waar die kroeg nou staan, toe stop hy op die duin. So was net grond en onbewerkte duin so langs die kant en hierdie kant is. Ja. En hy het uitgeklim en hy het gestaan en kyk hier oor die see. En ek het hom toe gekom vra toe vir hom wat beplan hy, wat gaan in sy kop aan? Ja. Toe het hy vir my gesê hy het 'n visie. Hy wil hier 'n seekos restaurant oopmaak. Net op hierdie plek waar jy net op hierdie spot waar ons nou staan. En toe het ons teruggegaan en my kinders ons het daar gebly. En so het ons begin delf. En toe kom ons by die nasionale staat uit om navraag by hulle te doen. Ja. Ons het begin met hulle praat, elke week gee hulle ons 'n antwoord, volgende week weer 'n antwoord, maar so het ons nou aangegaan en aangehou. En toe ons nou eventually die grond by die staat nou gehuur kry, toe moet ons dan 'n naam dink. Ons het by Seemeeu begin, ons het by enige ding begin. En toe sê hy vir my, wat van Seekombuis? Ek sê dit lê 'n lekker klem op die naam van die seekos en dis 'n kombuis teen die water. En daar het ons begin bou. Ons het toe nou op daai stadium nog so 'n klein 1200 Fiat bakkietjie gehad, net ek en hy. Ons het toe 'n handlanger vir ons in die dorp gesoek om hom toe eventually gekry en so het ons begin aanry. Ek het die materiaal gaan koop. Hulle het begin bou en hier was regtig soeg en sweet in hierdie plek en ek het gaan skulpe optel, dan moet ek dorp toe ry, maar dit is eintlik hoe Seekombuis toe nou begin het. Dit was absoluut my man se hartklop, myne ook. So ons is nou 15 jaar wat ons hier is. Ja, fantasties. En hierdie plek is nie net nasionaal bekend nie, hy is internasionaal bekend. Ja, nee, ek weet. Want toeriste kom, hulle kom net hiernatoe en hulle wil nie weer weggaan nie. Dit is waar, en as mense wat jare later weer kom, jy kan nie almal onthou nie, want jy sien mos nou so baie mense wat in en uitkom, maar hulle onthou vir Neels en onthou vir my, dan moet ek eens weer 'n bietjie terug dink, wanneer was dit gewees, watter jaar was dit? Maar is altyd lekker die mense terugkom, dit is absoluut vir my 'n vreugde dat my seun hier is. Hy vat die stange vir my, hy's 'n fantastiese chef volgens my dan maar. En die familiebesigheid moet aangaan. Al is my man nou oorlede, ons moet voortgaan. Wanneer is jou man oorlede? My man is hierdie jaar die 2 Januarie aan slukdarmkanker oorlede. Maar hy was by die huis gewees en dit is alles net so wat hy wil gehad het. Het hy gegaan by sy perseel, by sy seun, by sy huis. En dit was net 'n vreedsame ingang vir hom gewees, Nou, hoe voel dit vir jou nadat hy nou weg is en Boeta is nou hier? Dit voel vir my nog steeds dieselfde. Die verskil is net, hy is nie meer daar om te hardloop en van te vra vinnig raad nie. Ja. So my seun is nou maar die ene wat die raad gee en wat die stange nou maar vat by Seekombuis. So wat hy besluit, sal hy vir my kom vra. Mamma sê gewoonlik want hy het vyse besluite. So my seun is absoluut goud werd vir my. Na my man se afsterwe, ek leen baie op hom. Die besigheid is swaar op hom, hy's jonk, maar hy doen dit wel dan. Hy sê my seun liefling. Ja, nee, my seun weet wat hy doen. So ek is gelukkig die besigheid gaan vooruit, hy gaan nie agteruit nie. Want Neels se legacy sal altyd by Seekombuis bly. Natuurlik. Ja, Attie, ek sien daar staan nog Attie se pizza. Ja, toe ons met die pizza den begin het, my Boeta is in 2013 is my Boeta oorlede aan 'n hartaanval. En toe het ons die pizza plek begin en die gee wat ek daar gemosaïek het, 'n jaar voor sy dood, toe ek nog kom kyk, toe sê my sussie, ek seën Seekombuis vir jou en vir julle, gaan 'n wonderlike plek wees.
toe sy oorlede en toe moes ek sy gee vir Gerard. Ja. En daarvan op is die gee daar en ek voel ons was gebless nog hier al die jare en nou met Niels se weggaan, ons is nog steeds gebless. Ek weet daar's altyd 'n handjie wat oor ons hou en ons veilig hou. Dit is so wonderlik. En die kinders is baie naby, ons is baie close familie, maar ons almal doen baie goed wat ons kan doen vir die gemeenskap en die publiek. Attie, sê vir my, van jou kant af, wat wens jy nog vorentoe vir Seekombuis? Ek wens op hierdie stadium vir Seekombuis nog meer sukses vir my seun se onthaalwe. Ek gaan nog lank hier wees. Ek is daar nog en dat hy groei en dat hy net heeltemal, hy's klaar 'n welplek vir baie mense, maar my seun moet die beste daarvan maak wat hy wel doen en ek wil dit my kinders graag agterlaat. Nou julle dit is ek sien baie hoop nog en baie groei in Seekombuis definitief. Terwyl ek na haar luister, hoor ek haar moederhart. Ja, in die besigheid en mens vir jou wense, mooi wense het vir jou kinders en vir jou kleinkinders in jou agterkant. En dat Seekombuis nog lank hier gaan wees. Dit gaan nie net vir die familie nie, maar want soos ons nou al hier kom, is ons ook al deel van die familie. Almal familie, dit is waar nie. En dit word dan 'n groot kuierplek vir mense wat lief is vir mekaar en omgee vir mekaar. Dit is. En so ek sê my seun en my skoondogter en my kleinkind, ons is 'n regtig klein familietjie. So die kinders is gelukkig hier. Dis baie belangrik is my kinders is gelukkig. Hulle smaak en hulle smaak vir die besigheid en smaak vir mense. Hulle die mense love hulle verskriklik. So ek het nou maar obviously my kinders liefhet. Nou maar Attie, dit was baie lekker om met jou te gesels om bietjie van iemand wat hier was toe die eerste fondasie gegrawe is tot waar dit vandag staan. Daai fondasie, daar was 'n sementblad gewees en toe het my man nog daai tyd 'n randstuk gevat en die nat sement en daar ingesit. Dan sy suster het die 18de Mei verjaar sy en die 18de Mei toe sy eers 'n fondament geplant. En dis op die ding wat die tannie Koos, my tannie se naam daaronder lê met haar verjaarsdagdatum. Kan 'n mens dit nog sien? Nee, hy is toe gekonkreet. Ja, dit is my man het altyd gesê daai muntstuk het geld gebring en bring geluk en happiness en vooruitgang vir Seekombuis. En ek glo dit is seker so. Ja. As 'n mens diep daaraan dink. Ja, en as 'n mens op die regte fondasie begin, kan dit nie anders as om 'n sukses te wees. Dit was die eerste gebouetjie wat opgerig is daai plek hè. Attie, dis lekker om by julle te kuier. Ons is nou nog nie klaar nie, want ons skiet episodes hier van Vat jou Vurk saam met Renier van Volking Fantasties. En Boeta gaan vanmiddag nog saam met hom kook. Ons het vanoggend saam met Wynand en Cherie gekook. Nou ja, ons eet lekker, ons het mossels geëet, so ek is so gelukkig. Dankie Attie. Dit was lekker om saam met jou te kyk en ons gaan definitief gereeld hier kom kuier. Ek is baie bly, baie dankie Anita. Julle dankie julle almal hoor. Mooi loop. Tata.